Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan vanmôre met jou goed. Ek wonder of jy al, soos ek, baie keer gewonder het, wat maak ek hier? Wat moet ek doen? Hoekom het ek nie so belangrike werk soos iemand anders nie of ek praat nou van in die gemeente. Sjoe, hoekom is ek nie die een wat voorsing nie of hoekom is ek nie die een wat by die deur staan en die mense moet groet nie? Hoekom het ek maar hierdie ou klein werkie in God se koninkryk? Hoekom is ek nie so belangrik en hoekom preek ek nie? Ja, ons vra so nou en dan hierdie vraag. Here, wat is my roeping? Wat is my taak? Wat moet ek doen? Maar 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17 is Paulus aan die woord. Hy sê want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Ou Paulus kom met 'n duidelike boodskap. Hy sê elkeen van ons het 'n taak en het 'n roeping in God se koninkryk. In die gemeente het elkeen van ons 'n werkie. Paulus skryf, hy sê, "Sjoe, dit klink vir my half belangrik om iemand te kan doop, maar dis nie hoekom God my geroep het nie. Hy het my geroep om die goeie nuus te verkondig. Want hoekom? Want daar is iemand anderste wat die doopwerk moet doen. God het my geroep vir iets anderste. God roep nie net 'n paar mense om te dien en om iets vir hom te doen nie. Nee, hy roep elke gelowige. Vir jou wat vanmôre na hierdie boodskap luister. God het jou geroep met 'n sekere taak en 'n sekere doel binne in die liggaam van sy koninkryk. Of jou werk groot is of klein is, of dit waardevol is vir ander mense, dit maak nie saak nie. God het jou geroep vir iets belangriks. God het jou geroep vir iets groots wat net jy alleen kan doen. Soos 'n liggaam uit baie lede bestaan die kerk uit baie mense met verskillende gawes. Die een preek, die ander een bid, die een bemoedig, die ander een kan dalk net stilweg bid vir ander mense se behoeftes. Al hierdie take werk saam om God se koninkryk op te bou en om die kerk te bou. God vra nie dat ons iemand anders se werk moet doen nie. Hy vra dat ons getrou moet wees in die taak en die roeping wat hy vir ons gegee het. Wanneer elkeen sy of haar plek inneem, dan groei die liggaam van Christus en word God verheerlik. Miskien moet jy vir jouself afvra vanmôre, wat is my roeping? Wat is my gawe? Wat is my talente? En daar begin om jou deel in jou plaaslike gemeente te doen. Vra vir God, Here, waarvoor het U my geroep? Dien ek met vreugde, selfs al lyk my taakie min? Waardeer ek die gawe wat U vir ander mense gegee het om my mee te dien? En kan ek ander mense met vreugde met my gawe bedien? Want wanneer ons dit doen, word ons saam die liggaam en kan ons mense help om beter te word vir God se koninkryk. Here, dankie dat elkeen 'n plekjie in ons kerk het. Here, dankie dat elkeen 'n plekjie in die koninkryk het. Miskien voel my werkie vanmôre klein en onbenullig. Dankie dat ek weet dat U het my uitgekies vir 'n taak soos hierdie. Help my om getrou te wees in die werk waarmee U my toe vertrou het en om ander mense daarmee te dien en U naam groot te maak. Amen.